Jy kan staan, jy kan sit. Jy moet nader die knie. Abba Vader, vanmôre wil ek weer eens met my mond om uitroep en verklaar wat te voorreg. Om U wat so groot en so heilig is, dat die aarde U voetstoel is, en tog op hierdie aardbol sien U elkeen van ons as mense raak. En sien U ons nie vanmôre raak nie, U het ons kom verseël met U Gees as seuns en dogters, kindskap. En ons wil vanmôre vir U dankie sê vir die voorreg dat ons nie meer wees is, maar dat ons U familie is, huisgenote van 'n lewende God. En vanmôre terwyl U huisgenote, U seuns en U dogters, en ook hulle wat vanmôre nog soekend is, dat hulle in hierdie atmosfeer waar U soem die gebou kom vul, waar U Gees vanmôre op ons kom rus, mag hulle rus vind, mag hulle verhouding vind met U, en mag hulle verlang om te kan sê, ek wil, soos Dawid sê, dis goed om op te gaan na die huis van die Here. My siel smag. En Vader, vanmôre wil ek net vir U dankie sê. My hart het een groot dankbaarheid vanmôre. Dankie. Ontvang ook nou ons sang as aanbidding. En dankie vir die woord. Dankie Heilige Gees vir die woord wat U self op die lippe van klei, van logos na rema te vat. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons sing lekker saam vanmôre. En ek wil hê ons moet vanmôre 'n bietjie hande klap. Ons eerste liedjie wat ons gaan doen is 'n lekker liedjie. So kom ons doen dit saam en kom ons klap bietjie hande vir ons Vader. Hierdie is die huis van die Here, raak gemaklik. As jy wil sit en hande klap, doen dit. As jy wil staan en hande klap, dan doen jy dit. As jy vanmôre wil spring, dan doen ons dit vanmôre, want ons is gemaklik in die huis van die Here. Kom ons begin met ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom.
kom voor mij. Ik zoals je bent. Kom heilig mij en de wereld van die heiligheid. Kom voor mij. Ik zoals je bent. Want ik wil voor je Jesus komt, want ik wil geen Jezus. Als Jesus komt, want ik wil geen Jezus. Als Jesus komt. Halleluja, kom ons eens hier met ons woorden doen. Kom ons hier voor me lopen vandaag. Dank u voor me, dat ons weer op ons geliefd wordt. As we come en daarom kan ons sing, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is mighty, but great is His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is mighty, but great is His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is mighty, but great is His name. Sing the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All the blessings of His love divine. Every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All the blessings of His love divine. Every promise in the book is mine.
Alfa, die Omega, die begin en die einde, Here. En daarom kan ons weet vanmôre dat U teenwoordig is in hierdie plek, Here. En daarom kan ons hierdie volgende liedjie sing. My Jesus kan alles doen, want U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Want Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Want Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Halleluja. Here, nou wat ons weet vanmôre, dat U ons Alfa en ons Omega is, kan ons sing vanmôre. I keep falling in love with You, over and over and over again. Dankie daarvoor, Here. I keep falling in love with Him, over and over and over and over again. I keep falling in love with Him, over and over and over and over again. He grows sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I, falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and
tasbaar in ons teenwoordigheid. Daar waar hy staan, raak net so 'n oombliekie stil en voel sy liefde wat oor ons gestort is vanmôre. Lig net die hande op en ontvang die liefde wat hy vanmôre uitstort op die gemeente. Here, dankie vir die liefde, Here. Dankie vir u genade, my God. Here, want sonder u genade was ons niks nie vanmôre, Here. Sonder daardie kruishout vanmôre is ons niks nie, my God. Maar ons loof u vanmôre, dat u ons reeds kom aanraak, voordat die woord ewen gebreek word, Here. Dankie daarvoor, my God. Dankie, Here, dat ons kan weet, dat u ons God is vanmôre. Ons groot genees, Here. Ons loof u en ons prys u daarvoor. En daarom kan ons sing vanmôre, I love him too much. I love him too much to fail in love, too much to break my vow, for I have promised the Lord that I would make it somehow. I love him too much to turn back now. I love him too much to fail him now. Too much to break my vow, for I have promised the Lord that I would make it somehow. I love him too much to turn back now. I love him too much to fail him now. Too much to break my vow, for I have promised the Lord that I would make it somehow. I love him too much to turn back now. I love him too much to fail him now. Too much to break my vow, for I have promised the Lord that
Here, ons het nie net te leer om nou terug te draai. Ons het so ver van daar die eerste dag van ontmoeting. Here, elkeen wat vanmôre hier voor U staan, en die herinnering van ontmoetingsdag. En van daardie dag af met God, waar ons gedagtes al baie vir ons vertel, jy gaan dit nie maak nie. Ons gedagtes al baie vir ons sê, hoe sal ek weet, dat ek gereed gaan wees, as hy kom. I've come just too far, Lord, to turn back now. I've just come too far to break my vows. I love you too much, Lord, amidst my own failures, amidst my own weaknesses, because when I'm weak, you are strong. Die Gees van die Here vanmôre in hierdie atmosfeer is my siel bewus van 'n groot God, wat die hand van 'n mens vat en net nooit weer laat gaan nie. I love him too much to break my vow. I love him too much to turn back now. Alicia, het jy nog 'n liedjie? Asseblief. Dankie meester. Never fail me yet, never fail me yet. Jesus' love has never failed me yet. There's one thing I know, that wherever
is never fail nie. Ek kies môre op hom. Kies in sy midde. Voel jy sy troonkamer vanmôre? Voel jy sy warmte? Voel jy sy liefde? Het jou dag met Jesus vanoggend begin? Was sy glans, sy heerlikheid, die hitte wat jou vanmôre kom vou het? Halleluja. Kom ons sing ons laaste Karabashina. Majesty, Kom. worship His His majesty. majesty. Unto Jesus, all the glory, all the honor, and all the praise. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His home. Peace and grace from the clouds. So exalt with our on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His home. Peace and praise. Hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Oh, my Jesus. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Halleluja, kom ons gee die Here lof. Amen. Nie daar waar jy staan. Voor ons oorgaan en ontvang wat God uit sy woord vanmôre in ons harte wil kom deponeer. Wil ek vir jou vra, sê vir Papa Vader wat jy vanmôre verlang uit sy woord het. Deel jou vraagstukke, deel jou stryd. Dat die Gees van God dit kan hoor en dat vanmôre se boodskap vir jou antwoord kan wees.
nie gevorm in 'n mens se gedagtes nie, maar gevorm soos die Gees van God vanmôre verlang om met my en jou te praat. Spreek jou verlange vanmôre uit. Dankie Meester, U het elke woord, elke gedagte, elke hart gehoor. Amen. Kan jy sit? Dit is nie. Kijk, ek kan seker nie oorgaan as ek hom nie aangepak het met my laptop nie. Kijk, ek vra nederig om verskoning. Dis nou wanneer jy kerk toe hy raak. Amen. Goeiemôre aan elkeen van julle. Wie wat maak my hart bly? As ek sien dit is skaapkraal lammetjies kry. Wie wat is dit as 'n skaapkraal lammetjies kry? As 'n skaapkraal lam. Dit beteken daar kom nuwe gesigte by. En dis waaroor 'n gemeente moet gaan. 'n Gemeente moet lam. Want as dit net dieselfde gesigte elke Sondag vir Sondag is, dan is daar iets fout met die vrugbaarheid van die gemeente. Want 'n gemeente wat vrugbaar is, deur die krag van die Heilige Gees, moet lam. Weet jy hoekom? Nie omdat ek en jy iets kan doen om dit te laat lam nie, omdat die Gees van God die gemeente bou. En as die Gees van die Here die gemeente bou, dan wil ek vanmôre vir u sê, dan, kijk, ek gaan nie dat tegnologie met pad saam nie, hy wys nie wat hy hier wys nie, of weet jy iets van laptop self, ek sê dit nie vir dat enigiets my nou kan sidetrack. Wat is jou verlange? As jy hierdie woorde hoor, dat God jou Vader geword het, wat gaan in jou hart vanmôre? Wat gaan in jou gedagtes vanmôre? Ek mis ook al. Kuier sê bietjie. Nee, ons het, ek kan nie kom kuier nie, mense het dan nou kom al, net ons wil ry toe kom al daaraan. Jou kuier sê bietjie. Ok, so tel reg op sy kuier. Right, mag sy daai kuier geniet. Dat ek tel my siek bed of nie. Tel op sy kuier. Amen. Ok. Mense, ek en jy kom nie kerk toe, omdat dit 'n gewoonte is. Maak 'n prediker eendag die stelling. En ek stem toe nie met dit saam nie. Ek kom kerk toe omdat dit vir my die gewoonte is. Wie kom is dit my gewoonte? Wat is my hartklop? Ek kan nie vir jou hart sê, opklop, want dit is nie my gewoonte nie. Jou hart klop omdat hy wil. En wanneer jy daai hart moes beheer het, dit nie jy moes vir jou hart gesê, sit so 'n bietjie af, jy is 'n bietjie moeg. Maar dank God, dat die hart wat binne ons klop, klop nie op ons opdrag nie, klop omdat God sy eie klop. En my boodskap vanmôre, wanneer God jou Vader word. Hier so sien ek dit in die prentjie wat jy daar sien, 2 klein kindertjies wat hand aan hand met Jesus loop. En die rede hoekom ek dit so uitbeeld, want die woord van God sê, soos nie soos klein kindertjies word nie. Soos die koninkryk van God in die wêreld nie. Matteus 6 vers 9 tot 13, so moet julle bid, onsse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Onse Vader. Baie mense kan nie Onse Vader uit hulle kop uit opset, sonder om eers 2 keer te dink wat die volgende woord in die gebed is. Maar hoeveel mense het al by die punt gaan stilstaan en besef dat God het homself aan my en jou kom openbaar as 'n Vader. God was nie net tevrede dat jy moes aanbid as God wat ver is nie. Hy wil jou Vader word. En daarom het hy my en jou vanmôre kom verseël deur die Heilige Gees krag as seuns en dogters. En dit is een van die grootste geskenke wat ek en jy ooit kon ontvang, wat deur die kruisoffer van Christus 2000 jaar terug bewerk is, dat hy ons nie net kon versoen het met God deur die sonde wat 'n gaping tussen my en God veroorsaak nie. Hy kom en hy kom herstel nie net die gaping nie. Hy kom en vir die eerste keer in die geskiedenis het ek en jy die voorreg om God Vader te kan. Nergens in Genesis lees ek ooit dat Adam en Eva, wanneer hulle in die aand saam met God geloop het, hom aangespreek het as Vader nie. Maar deur die jare het die mens wat met God ontmoeting gehad het. Moses het hom sy vriend genoem. En hy het Moses sy vriend genoem. Maar vir die eerste keer toe Christus 2000 jaar terugkom, hoor ek hoe hy sê, so moet jy nou bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U wil geskied. Net soos in die hemel, net so op die aarde. En ek dink vanmôre is Onse Vader vir my en vir jou meer 'n gebed wat ons bewus moet maak met wie ons praat wanneer ons bid, as om net woorde te herhaal, net 'n gebed te memoriseer en dit vanmôre wanneer ek opstaan net af te rammel as 'n gebedsvorm. Ek hierdie Onse Vader gebid, ek is nou reg vir die dag, maar om stil te staan by hierdie eerste introduction van hierdie gebed, Onse Vader. Die oomblik as daardie woorde, net uit die woorde, Onse Vader, hier binnekant kan begin te leef, sal jou persepsie van God vir altyd verander. As jy kan op jou knie sak en jy kan die volheid van die krag van Onse Vader, my Vader, Abba, beleef. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, wanneer die storm kom en die dinge van hierdie wêreld wat meer chaos word, want Openbaring sê in die laaste hoofstuk, hy sê, en die wat rein is, sal reiner word, en die wat vuil is, sal vuiler word, en dit sal wees so wat dit sal wees voordat Jesus kom. En as ek weer vandag na die wêreld kyk, die wêreld is besig om net vuiler en vuiler te word. Dit wat eens heilig was, word vandag goddeloos genoem. Dit wat goddeloos was, word vandag heilig genoem. Want die wêreld het sy keuse gemaak. Die wêreld het reeds sy God gekies wat hy sal aanbid. En omdat daar die keuse gemaak is, word die vaderhart wat roep na die Sondag verwerp, en in daardie proses kom haat en hy sluit die deur. Rebellie kom en sluit die deur. Besef jy vanmôre dat die wanneer Openbaring 12 vir my en vir jou sê dat Jesus Christus klop aan die deur en ek en jy moet oopmaak en hy sal saam met ons kom maaltyd en hy sal inkom en maaltyd hou saam met ons, dat daardie deur het net een handvatsel. Dis so goed vanmôre of ek kom staan by hierdie deur en ek soek 'n handvatsel. En ek kry nie een nie. En ek staan aan die buitekant. Maar die een aan die binnekant het die handvatsel. Want Jesus Christus klop, maar jy moet oopmaak.
Christus sal nie daardie deur oopbreek nie. Hy is nie 'n krimineel nie, hy kom nie soos 'n dief in die nag om te kom steel nie. Hy kom, en as hy sê kom soos 'n dief in die nag, is dit omdat hy sê jy moet gereed wees, want hy kom soos 'n dief in die nag, in 'n uur wat jy dit nie verwag nie. En daarom wanneer ek en u die beginsel van die grootheid van hierdie twee woorde kan verstaan, my Vader wat in die hemel is, verander my hele gebedswêreld, my hele verhouding met God bereik 'n nuwe diepte, want wanneer ek dan bid, kom ons sê ek sou by die hospitaalbed staan van 'n sieke, dan kan ek in die vader-seun verhouding, en kan jy as vrou in jou dogter-vader verhouding die volgende woorde sê, Vader, net soos wat daar in die hemel geen siekte is nie, roep ek op aarde, dat daar in hierdie liggaam geen siekte verder sal wees nie. Net soos in die hemel, net so op die aarde in hierdie oomblik terwyl ek vir hierdie siek persoon bid. Daar is nie siekte in die hemel nie. En daarom kan ons bid dat God die siekte genees, soos wat dit in die hemel is, waar hy in sy volmaaktheid sit en die siekte verdwyn. En dan somtyds het ek in my lewe ook beleef. En dit het ek in die week nadat ek hierdie woord gekry het, en ek in gesprek is met die Heilige Gees, sê ek, maar Gees van die Here, wat van as 'n kind van u bly battle, al bid hulle hard, al glo hulle opreg, al roep hulle uit hulle hart uit genuine, onse Vader, maar die toestand bly dieselfde. Here, is daar iets wat U aan my wil openbaar, wat ek kan vat na u kind toe, wat in so toestand is, wat in so battle is, wat, Vader, kan 'n mens vir iemand sê wat bly bid vir jare al, maande al vir 'n werk, jare al vir 'n siekte toestand, krankheid om uit die huis uit te gaan, net soos in die hemel, net so kom my huis, Here. En die Here sê, soms is dit nie my afwesigheid van my aanraking nie, maar ek het 'n woestyn ontmoeting wat ek in store het vir elke mens. Want in die woestyn het die volk wat God aangegryp het, nie die woestyn raak gesien nie, maar die belofte. In die woestyn het die Here Jesus toe hy 40 dae lank gevas het en gebid het, nie 'n neerlaag van 'n woestyn gesien nie, maar 'n voorbereidingsfase vir wat kom. In die woestyn moes Johannes die Doper in die woestyn beweeg om 'n duidelike opdrag, afgesonder van die menslike invloed van God ontvang, om terug te kon gaan en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, en van daardie oomblik af het Johannes die bekeringsdoop begin bid. Maar hy het ook hierdie woorde gesê, hy wat na my kom, is groter as ek. Want hy sal julle doop, nie net met water nie, maar met vuur. En vanmôre moet ek en u verstaan dat wanneer ons hierdie boodskap, wanneer God jou Vader word, vanmôre aanhoor, moet ons besef dat God praat vanmôre in hierdie woord met sy seuns en met sy dogters. Want ek kan hom nie Vader noem as ek nog nie sy seun en sy dogter is nie. Ek kan hom nie Vader noem as ek nog 'n bywoner is nie. Ek kan hom nie Vader noem as ek nog 'n vreemdeling is nie. Ek kan hom nie Vader noem as ek nog twyfel in hom nie. Ek kan hom nie Vader noem as hy hier in my gedagtes word dit gesê dat hy is God en hy het 2000 jaar terug aan 'n kruis gesterf en hy is 'n werklikheid, maar my lewe toon nie die vrugte van my woorde nie, dan kan ek nie vanmôre sê my Vader wat in die hemel is. Maar die oomblik is daar so 'n diep ingeweefde liefde in my hart ingeweef word deur God, dat my hart in al omstandighede wil uitskree, my Vader wat in die hemel is. Toe Jesus aan daardie kruis hang, God verlate, toe roep hy nie 'n verwyte uit nie. Hy roep uit, my God, my Vader,
waarom het U my verlaat? En dit bring my by die volgende skrifgedeelte. Weet jy wat ek net vir 'n oomblik beleef? Help my reg, ek is nie 'n musikant nie, so ek praat genuine nie uit kennis uit nie, is net iets wat in my kop op. Die Here sê dis asof ek nou 'n oktaaf moes gedoen het, so oomblik van stilte. Wat ek graag is, dit wat 'n oktaaf is. Nie, maar in 'n geval, ek in my leertaal noem ek dit nou maar oktaaf. Ek voel vir my moet dat net so stilte wees. 'n Stilte van om te dink en te herdink die woorde wat nou net gespreek was. Besef ons dat God wil met jou 'n vader, seun, dogter verhouding hê. Wat is dit as daar 'n stilte in musiek is? Rusbeheer, oké. Nou leer ek ook iets. Amen. So deel ek met u vanmôre en u deel met my. Want die woord sê, wanneer ons by mekaar kom, die een kom met 'n getuienis, en die ander een moet kom met 'n lering, en die ander een moet kom met 'n woord, en die een moet kom met 'n sang, en so stig ons mekaar. En dankie Gert, jy het my gestig vanmôre. Amen. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde, God kom vanmôre en hy sê, dat met my bloed aan die kruishout van Golgotha het ek nie net jou siel kom red van sonde nie, ek het nie net jou kom losmaak van die wêreld en sy leuns nie, ek het deur eeue gebreek van verwydering en ek het jou kom herstel as kind. En daarom kan ons vanmôre sê, omdat hy leef, is ek sy kind. Nie op grond van wat my vermoëns is nie. Ek het vanmôre so my gebed, het ek duidelik, terwyl die Heilige Gees op my lippe lê om te bid, het ek die volgende beleef, dat soms voel dit vir my, Here, is ek reg? Here, is ek regtig reg as U kom dat ek kan saamgaan? En anders is dit as waar so twyfel in jou kop inkruip. En hoe meer daai twyfel inkruip, hoe meer begin jy voel, maar ek is nie reg nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer daai gedagte inkom, ek wonder of ek reg is, ek wonder of ek saam gaan as Jesus kom, dan wil ek hê met vanmôre al, onthou jy niks anders uit hierdie woorde nie, onthou dit wat ek nou gaan sê, bestraf die gedagte. Sê nie omdat dit my vermoëns is nie, maar God ken my hart en hy ken my opregtheid van my verhouding met hom en hoe ek vorentoe beer te midde van al my swakhede, te midde van alles waarmee ek moet stry in my vlees, is daar in my gees 'n besluit geneem, ek sal my God nie verlaat nie, ek sal my rug nie op hom draai nie en ek sal nie teruggaan na waar ek was nie, want ek het net te ver gekom in my verhouding. En dit, my boetie, my sussie, vanmôre met die deurslag wees in my hart, op kom ek om Vader. Ek het net te ver gekom, om nou om te draai, en te sê, ek glo nie dat God het my lief nie. Of vir jou sê, God het jou lief, net soos wie is, maar God wil jou nie los soos wat jy is nie. God sê, kom vandag, al lyk jou sonde soos skarlate, ek wil dit wit maak soos wol. Al lyk dit soos purper, ek wil dit wit maak soos sneeu. Met ander woorde, God sê vir jou, kom net soos jy is, en ek gaan jou herstel, ek wil jou optel, ek wil al die seer wat hierdie lewe aan jou gedoen het, wil ek jou nie net kom vertel, vergeet daarvan nie, ek wil jou kom aanraak dat jy genees daarvan. God wil nie net vanmôre vir jou sê, kom ons maak asof al hierdie seer wat met jou gebeur het, of al die teleurstellings wat met jou gebeur het, of alles wat met jou gebeur het, maar net nie gebeur het nie. Spreek hulle net vry en gaan maar net aan met jou lewe. Nee, God sê, vanmôre wanneer hy sê, spreek hulle vry, dan sê die Here, dis jou eerste stap van sy proses van genesing, wat in jou binneste begin. En die oomblik as ek kan vryspreek, wat mense aan my gedoen het, en ek stap weg van daardie omstandighede af, en ek begin in my verhouding met God op hom fokus, begin
die genesingsproses nie omdat ek daarvan probeer vergeet nie, maar omdat my visie, my fokus op iets groters geplaas word, die God van die hemel en aarde, wat my vanmôre met sy liefde kom vul. En hoe meer die verhouding met God my kom vul, hoe meer die liefde met hom my kom vul, hoe minder word die dinge van hierdie wêreld. Hoe minder word die seer. En dit is 'n proses, dit is 'n pad. Ek sê baie keer vir mense wanneer hulle by oop graf staan, moenie vir die persoon ooit in jou lewe sê, dit gaan beter word nie, of môre sal die son weer skyn. Elke donker wolk het 'n silwer randjie. Mens, jy weet nie wat is seer nie. Jy weet nie wat is 'n wroging met alle vrae waarvoor daar geen antwoorde by is nie. Die beste wat jy kan doen as kind van God, is om in die stilte jou arms om iemand te slaan. En dis ek is hier vir jou. Ek bid saam met jou. Maar God alleen kan jou genees, nie kan jou kom herstel. En daar is geen tyd gekoppel aan hoe vinnig dit moet gebeur nie. Dis 'n proses van verhouding met God wat die genesing bring. Dis nie 'n proses van trauma, counseling of wat ook al nie. 'n Aanraking van God wat in my kom woon, die krag van die Heilige Gees, wat my kom nuut maak van binne af na buitekant toe, sodat die glimlag wat nou op my gesig ontbreek, van binnekant af in verhouding met God weer uitgroei na buitekant toe. Nie 'n mombakkies nie, nie 'n masker nie, nie 'n voorgee nie, want dit is van buitekant af. Maar 'n diep ontmoeting met Papa Vader God wat genesing bring, wat weer die glimlag op my gesig kom herstel. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wat sê die Gees van die Here vir my? Daar's 'n anderste glimlag wat dan op jou gesig verskyn. Dis die gesmaal van 'n warrior. Dis die smaal van 'n persoon wat weet wat dit is om jou lewe te fight en te wen. Dis nie 'n liggeraakte supermark gekoopte glimlag nie. Dis iets wat jy in die supermark gestap het en daar van die rak gaan afhaal en daar was 'n botteltjie wat sê, vat hierdie huis toe, dis jou nuwe glimlag nie. Nee, dis 'n binne vertrek op my knieë, voor God my hart breek, voor God vertel, Here, hierdie seer is net te groot. Here, ek kan nie die einde van dit sien, ek kan nie die uitkoms sien, ek kan nie die ander kant daarvan sien nie. Die seer is vir my net te groot. Papa Vader, kom raak my aan. Laat hierdie nie 'n area sal word waar my gedagtes, wat so ver gebou was deur die Gees van God, nou opgee en terugdraai en sê, ek my teleurgestel nie. Maar 'n plek te wees waar ek staan, as 'n warrior vir my knie opstaan en sê, I've been called for warfare. Hierdie wêreld is nie volmaak nie. Hierdie wêreld maak seer. Maar ek is op pad na 'n plek toe waar daar nooit weer siekte sal wees nie. Waar daar nooit weer trane sal wees nie. Waar daar nooit weer 'n moordenaar en 'n verkragter sal wees nie. En ek weier om in 'n tronk te bly, om saam met die goddelose op dieselfde plek op te eindig. I'm willing and I'm fighting to get up. Want ek het 'n missie om huis te gaan. Om Vader te sê, en om jou God te noem, is dieper as net woorde spreek. Dis om dit op te staan, en te midde van omstandighede wat teen dit skree, te midde van omstandighede vir jou sê dat God gee nie om nie. Te midde van omstandighede wat sê as God daar is, hoekom het dit met my gebeur? Te midde van omstandighede wat vanmôre vir jou probeer sê dat God het jou nie lief nie. Want as God jou lief het, waarom sou so iets of so iets oor jou pad gekom? Op te staan en te sê, my woestyn is nie my neerlaag nie. My woestyn, my donkerste oomblik van my lewe was my preparation moment vir dit wat kom.
En ek wil nie vanmôre dat dit klink na groot preekwoorde nie. Want dis nie die doel van hierdie boodskap om jou vanmôre met groot woorde te probeer oorweldig nie. Ek wil dit vir jou sagkens in 'n neutedop saamvat. Dis om te kan sê, terwyl niks sin maak nie. Terwyl alles voel of dit net nie in plek wil val. Terwyl dit voel of my gebede nie beantwoord word nie. Is daar 'n warrior hier binne wat weier om op te gee. Is daar 'n kind van God wat sê al moet ek hierdie battle veg tot by die wenstreep. Ek gaan wenstreep doen. Ek gaan nie my rug op my God draai nie. Ek gaan battle tot die duister tyd is. Maar ek gaan ook nie vir die omstandighede plek gee deur my lewe te spreek nie. Wat bedoel ek daarby? Wanneer iemand met 'n terminale siekte gediagnoseer is en die dokters verslae sê iets, om te bid en te sê, my God, net soos wat daar in die hemel geen siektes mag ook in hierdie liggaam geen siekte wees nie, en nou gaan die terminale siekte nie verby nie. Ek gaan nie môre sê, ag wat het dit gehelp om te bid nie. Ek gaan sê, God got a purpose. I don't understand his purpose, but I'm gonna cling to him to the end. Al maak dit nie vir my sin nie, sal ek nie my God se kleed laat gaan nie. Ek gaan huis toe. Want my God is my Vader. Efesiërs 2:19, soos julle dan nie meer 'n vreemdeling en bywoners, maar meer burgers van die heiliges en die huisgenote van God. Met ander woorde, God sê, jy is nou sy familie. Besef jy vanmôre hoe God na jou kyk? As hy vir Johnny sien sê, daar is jy vir my familielede. Daar is my seun. As jy nou stel, ek sê, daar is my dogter. Dis my family. Die jongens in my kyk sê, dis my seun, dis my family. Maar word die stryd soms so swaar dat ek so min antwoord het, baie keer. Is daar iets wat binne my nie kan verander nie? Seunskap, dogterskap. Ek wil jou vandag iets vra. Kom ons gaan na die natuur. Kom ons jy word groot in 'n huis waar jou pa jou pak gee die elke dag. Of jy nou niks verkeerd gedoen het, jy kry pak. Of jy nou goed doen, jy kry pak. En is gewoonlik die oudste een in die huis wat gewoonlik daai battle met baklei. Hy was nie daar nie, hy het dit nie gedoen nie. Kamer toe. Jy stap daai gang af met sy hangskouers en jy dink, Here, U weet ek het dit nie gedoen nie, dit was my boetie. Maar ek moet die pak vat. Wie hier na 2000 jaar terug te stap, Jesus, die gang af, om die pak slaag te vat, wat hy nie gedoen het nie. Om die pak slaag te vat, wat jy gedoen het. Want jy is sy familie. Jy is God se seun en dogter. Maar in hierdie huishouding van God, stap hy kamer toe om die pak slaag te vat. En dan wanneer ons in 'n natuurlike huis die pak moet vat, partykeer wat ons nie gedoen het nie, en ons weet is onregverdig, vat jy jou tasie en loop en dan gaan soek jy vir jou ander huis môre. Jy gaan maar kamer toe, jy sulk, en môreoggend loer jy by die deur en kyk of jy atmosfeer reg is, Paul vandag in 'n goeie moed, en dan gaan sit jy maar in die ontbyttafel en jy eet maar ontbyt asof niks verkeerd gegaan het nie. Want in sommige huise is jy nou so moan en groan oor die onregverdige pak slaag, kamer toe. So jy bly liewer stoepstil.
Al weet jy was onregverdig, al weet jy ek het nie hierdie pak verdien wat nou gekom het nie, maar as ek nou my mond oop maak, gaan ek weer my kamer toe. En soms leer ons om maar stil te bly, terwyl die pyn nooit genees nie. En hierdie pyn van 'n seer kind, stikkende kind, word 'n seer groot mens. En jy loop maar deur die jare en jy vat maar die aanslag van die lewe. Dis maar hoe die lewe is. Onregverdig. Jy loop met hierdie stikkend en hierdie seer in jou, en toe gebeur iets. Toe moet jy Jesus. Nie in godsdienst nie, nie in tradisie nie. Want tradisie het jy gesê Sondag, jy sal nou uit die bed klim, jy sal nou jou klere aantrek, jy sal nou kerk toe gaan, of jy dit nou like of nie. En as jy nie kerk toe gaan nie, dan kamer toe. En soms het hierdie kerk toe 'n battle in jou mind gewees, want Saterdag het jy gesien hoe drink pa homself dronk. Dalk gesien hoe slaan pa vir ma. Maar kom Sondag, dan staan pa op en hy sê, nou gaan ons kerk toe. En die binnekant jou word 'n klein jong rebel gebore. As ek die dag uit hierdie huis uit is nie, en ek kan my eie besluite neem, sien hulle my nooit weer nie, en ek sal nooit weer my voet in 'n kerk sit nie. Net onlangs, deel ek met die jong mense wat 'n pa my dood moes afstaan. En die aand toe ek daar in sy kamer ingaan, toe sê vir my, pastoor, jy sê altyd die mens moet reguit praat. Ek sê nou vanaand vir jou, ek het kerk toe gegaan omdat my pa my ma vir my gesê ek moet kerk toe gaan. My pa sê nie, ek gaan nooit weer kerk toe nie. En my woorde aan hom was, ek wil nie, jy moet ooit weer kerk toe gaan, totdat jy vir Jesus ontmoet het nie. Jy moet nie kerk toe gaan om iemand te please nie. Jy moet nie kerk toe gaan omdat jy gedwing word nie. Jy moet nie kerk toe gaan omdat jy bang is, jy wil nie eendag hel toe gaan nie. Ek wil hê jy moet in jou kamer hier bly. Maar ek wil hê jy moet een ding doen, sak op jou knieë en sê, as daar 'n God in die hemel is, ontmoet my. Want ek wil nie verder godsdienst aanhang en nie by God wat lewendig is uitkom nie. En ek vra, mag ek vir jou gebed doen? En ek sal dit nooit vergeet nie. Hy sê vir my, pastoor, wel, jy kan maar bid. Maar omdat ek sê gesê hoe ek voel. En al wat ek bid is, Here, ontmoet hom in sy kamer. Laat hy weet wie hy is. En maak hom los van alles wat hy dink die byeenkoms toe gaan. En dit was 2 weke of 3 weke, ek weet nie presies hoe lank nie, het hy ontmoet met die Here, en daar staan 'n jong man op, wat nooit weer dieselfde sal wees wat hy was, toe hy vir jare in die kerk toe gegaan het, omdat hy vertel was om kerk toe gaan het. Daar staan 'n jong man op, wat 'n warrior word. Wat sê, omdat ek hom ontmoet het, kan niks my stop nie. En nou wil jy weer as 'n vyand in die lig wat alles gaan draai om jou te stop, in hierdie tydelike liggaam. So hy weet hy net jou tydelike liggaam, net jou tydelike lewe om jou te probeer blok. En hy bring dinge. Job het nie geweet, kom word nie so beproef nie. Min geweet het Satan was by God gewees en gesê, gee my om hom te beproef, en hy sal sy rug op jou draai. En God sê, jy kan hom toets, maar jy mag sy lewe nie vat nie. En somtyds in hierdie woestyn, gebeur iets wat ek en jy nie sien nie. Die vyand is besig om ons te toets. Hoe ver kan hy ons druk, voordat ons gaan opgee om God te dien? Want hy weet, hy net jou tydelike lewe
om dit te probeer doen. Of vanmôre vir jou sê, moenie na die tydelike kyk en jou verhouding met Papa Vader God op die tydelike bou nie. Kyk in die toekoms in. Kyk na die dag wat Christus kom om jou te kom haal en jy 'n verheerlikte liggaam sal ontvang waarvan jy nooit weer siek sal word nie. Nooit weer sal huil nie, nooit weer dood sal ervaar. Want God jou Vader word. Matteus 6 vers 31 tot 33. Daarom moet julle nie kwam nie en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg. Die woord sê hier dat in steede om op die grond te val en te bid, God maak my koskas te vol. God laat my balans van my finansies klop. Sê die Here van die leerskare dat hy weet wat jy nodig het. Maar hy wil hê jy moet eers sy koninkryk vind en die geregtigheid van sy koninkryk. Met ander woorde, ek en u moet verder kyk as die tydelike. Jare terug kom ek die middag by die huis. En ek weet nie of julle het beleef het, maar ek het dit beleef. Miskien praat ek vandag net met myself. Man, as 'n skoolwerker is altyd oortyd. Jy het altyd daai ietsie ekstra waarby jy kan bargain, wat jou 3 meter verder gaan dra as net die basics. So jy begin later 'n gemakzone ingaan. Want daar sal altyd oortyd wees. En die maand, spesifieke maand, for some reason wat onverklaarbaar is my verstand, is daar geen oortyd vir die eerste keer in jare. Dit is net so, niemand boek af siek nie, niemand is op kursus nie, niemand het, nee, dus bid mense moet siek word, dus kan oortyd werk nie, maar dit is net so, daar is geen oortyd nie. Asjeblief, ek hoop nie in hierdie gemeente sal mense wat bid, dat mense moet siek word, dat oortyd werk nie. Markus 16 sê, gaan dan en bid vir die siekes, met jou hand op die siekes. En ek het hierdie droom maand. Hy sal die krek sonder die film maand. Jare terug was daar so 'n advertensie, julle ouer gare sal onthou die advertensie. Die begin van die maand sal die krek. Was daar kaas en kaviaar. En in die middel van die maand sal die krek, dan sal botter en mamma. En aan die einde van die maand, dan skitter ek bokse en dan val daar een sal die krek uit. Kip droog. Einde van die maand sal die krek. En die Here sê vir my in my droom. Ek kom net by die huis, ek nou lekker my budget uitgewerk, petrol, allerlei dingetjies, bring my sakkies in, ek sit hulle so op die tafel neer, en die Here sê vir my, ek wil hê, jy moet al jou kos uit jou kas uithaal, en dit vir iemand gaan gee wat ek vir jou seën. Nou, ons menslike verstand is 'n kragtige komputer. Kyk, as God dit sê, dan het jy al klaar 6 planne wat jy bewerk, hoe gaan jy dit maak tot die einde van die maand? Die eerste gedagte wat my opkom, overdraft. Die Here sê, ek sien nou jy gaan nie 'n overdraft doen nie. Ek wil hier my vertrou. Ten volle. En ek dink so by myself, dankie Here, luister, was ek single. Want dit is anders om te dink, jy gaan nog al die kos gee, na so'n vrou, na so'n nog kinder. Dankie Here, ek is single. Ek is enkel lopend op daai stadium. En die Here sê, gaan haal al die kos in die koskas uit. Want nou ek het nou net met 3 sakkies ingekom, ek het nou klaar die budget, dis nou my budget vir die maand, 3 sakkies. Toe ek begin krap, toe kom ek agter hoeveel kos het eintlik nog in jou huis. Ek krap elke ding in my, maar tot die laaste blikkie bytpies. Al my. Staan ek met 11 sakkies
vol groceries. Maar nou is my kaste leeg. My mind weet ek mag nie planne maak nie. So ek gaan klaar aan hierdie Daniel Mountain. 21 day of fasting. Ek sal vas. As die Here dit vir my vra om te vas, dan vas ek vir 30 dae. Maar die kragtige komputer. Onthou daar's 'n visstok in die garage. En die Vaalrivier is nie ver. 'n Barber vul dit lekker. En die Here sê vir my, ek wil hê jy moet geen planne maak nie. Jy moet my vandag as jou Vader vertrou. Nou staan ek en ek kyk na hierdie 11 sakkies kruideniersware. En ek sê, Here, nou waar moet ek hierdie kruideniersware vat? Nou begin die komputer weer inskop. Moet ek hulle na 'n kinderhuis toe vat? Ouerhuis? En die Here sê, raak stil. Raak rustig, dat ek met jou kan praat. Mense, ons moet leer om stil te word vir God. Ons moet leer om rustig te raak vir God in jou woestyn en wanneer hy met jou praat, skakel hierdie komputer af. Plak hom uit. Here, nou luister ek, wat U vir my wil sê wat ek moet doen. En hy sê vir my, met die eerste 2 sakkies moet ek na 'n pensionaar paartjie te vat. En dadelik in my komputertjie maak het sin. Pensionaar is dit. Klim in my kar, ek laai die 11 sakkies in, ek vat die eerste 2 sakkies, ek ry Meyerton toe. En toe ek daar kom en ek gee altyd die oom en die tannies al vandag paradys toe. En daai staan nog in hierdie land van die tydelike lewe. En toe ek die sakkies so by die deur neersit en ek klop en die tannie maak die deur oop, toe begin sy te huil. Sy sê vir my, hoe het jy geweet my Sassa het nie betaal nie? En ons het niks kos in hierdie huis nie. Nou skop die gedagte van vas vir 30 dae na blyskap. Here, ek is so bly ek was gehoorsaam gewees. Ek het op die regte oomblik vir hierdie mense gebring wat hulle nodig het. En toe gee die Here my opdrag wat vir my glad nie sin maak nie. Hy sê die ander 9 sakkies, vat jy nou na 'n paartjie toe wat ek weet, ek tel vir my se pa maar wat ek weet, hulle is voeltjie-eters. Wat is 'n voeltjie? Iemand wat net so pik. Hulle eet nie sulke borde nie. Hulle pik net so. 1 ertjie, halwe vleisie, kwart van aardappel, versadig. Kan so hoor, hier is 'n paar voeltjie-eters nie hier. Hulle pik net so. En die Here sê my 9 sakkies na so 'n paartjie te vat. Nou ry ek. Here, kom 9 sakkies na hierdie oom en hierdie tannie toe. Here, ek weet hulle. En die Gees van die Here sê my, wees jy nou 'n bietjie stil en doen net wat ek jou sê. Maar ek het nie vir jou die verhaal vertel wat gebeur het, die oom toe die Here my opdrag gee. As jy vandag jou laaste vat wat in jou kaste is, sal jou koskaste nooit ontbreek aan kos totdat jy jou kop neerlê. Maar as jy hierdie opdrag met jou verstand uitredeneer, sal jy altyd wonder waar gaan kos vandaan kom. En ek laai daai 11 sakkies. Dis eintlik waar die motivering was om met 11 sakkies gaan tot die baby. Want ek wil nie daai toets mis nie. En ek ry so na die oom en die tannie toe. En ek daar by hulle kom, al die sakkies het en ek sit dit op die stoep neer en ek klop. Skus, korreksie. Ek het 2 sakkies gevat, die ander was nog in die kar. Klop. En die tannie maak ook, sy sê vir my, hallo Simon, joh, dis 'n verrassing, landplaas gesien. Ek sê tannie, die Here het vir my net gesê ek moet 9 sakkies kos hier na tannie toe bring. Sy kyk die kos en die begin sy te huil. Sy sê, Simon, my geloof is vandag gestig. Nou weet ek dat daar 'n God in die hemel is. Ek sê, hoekom tannie? Sy sê, 3 gesinne gister by my huis opgedag. 1 het ons in die karavaan geslaap, 1 slaap in die buitekamer, 1 slaap in die spa, 1 paartjie slaap in die swaarkamer. Ek bid vanoggend, ek sê, God, ek het nie kos in my huis nie. Asseblief, Here,
die kos nodig om hierdie mense te voed. En ek gaan daai dag weg, om met blydskap te gaan vas. Vir my, nee, as ek met 30 dae kos gaan, die blydskap wat ek in die oomblik van 'n lewende verhouding met Papa Vader God beleef het op daai oomblik, kan niks my wegvat. Die blydskap om mense se gesigte te sien. Wie wanneer is die lekkerste dag van jou lewe? Wanneer jy iemand van Jesus vertel en daai persoon ontvang dit. En hulle huil. En jy sien hoe God 'n lewe kon verander. En jy weet, Papa Vader God, vandag as ek gehoorsaam, ek het iemand van U gaan vertel. Nie om hulle in 'n kerk te kry nie, omdat hulle by God moes uitkom. En dit bring my by die volgende skrifgedeelte. En ek wil graag ek wil eers hier vir u oopbreek. Wat beteken dit as ek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid moet bevind? Want ons lees hierdie goed, en dan verwag ek van jy moet huis toe gaan, jy moet dit nou gaan leef. Verstaan? Ja. Wat is die koninkryk van God? Wat ek moet vind? En wat is sy geregtigheid? Ek gaan net vir jou so van goed maak. Sonder om dit 'n teaching te maak, net dat jy moet verstaan. Die koninkryk van God is 'n aktiewe, soewereine heerskappy en regering van God oor die hele skepping. Dis beide heilige werklikheid wat 'n gelowiges werk en 'n toekomstige belofte. Met ander woorde, die koninkryk van God 2000 jaar terug toe Christus aarde toe kom, het Johannes gesê bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Die oomblik toe Christus aarde toe kom, het hy nie net vir my en jou sondes aan die kruis gesterf nie, hy het sy koninkryk weer op aarde kom vestig. En hy wil hê ek en jy moet as ambassadeure van die koninkryk van God lewe, dat die wêreld daar buitekant kan sien, daar's 'n ander koninkryk wat op hierdie aarde teenwoordig is, te midde van die koninkryk van duisternis. En dis die seuns van God, wat uitgaan in die dokters van God, wat uitgaan in hoop gee aan mense. Goddelike geregtigheid is die volmaaktheid en regverdige karakter van God, en vir gelowiges behels dit om op te tree in ooreenstemming met God se aard, eerder as om guns by God deur menslike volmaaktheid te probeer verdien. En ek voel die Gees van die Here sê vir my, hy het sy woord oorgedra. Ek het nog so 3 of 4 teksverse, maar ek preek nie volgens teksverse, ek preek nie volgens wat op 'n PowerPoint is, ek preek hoe die Gees van die Here my lei. En die Gees van die Here sê vir my, Simon, as jy nou verder gaan jy my woord vanmôre wat ek met julle deel verloor. En ek wil vanmôre vir jou sê, God, sy woord vanmôre vir jou, moenie dink God is nie lief vir jou. Moenie dink God vergeet van jou as jy in 'n woestyn toestand is. God het so 'n groot plan met jou, dat hy jou nie wil los waar die vyand jou wil hê, dat jy voel soos 'n loser nie. Maar God wil hê dat iets in jou moet wakker word. 'n warrior mentality. 'n kryger van God geaardheid, wat opstaan en nie meer na die omstandighede kyk nie, maar na die roeping dat ek is 'n seun en ek is 'n dogter van God. En sy Gees woon in my en daarom kan ek opstaan en sy autoriteit, sy koninkryk gaan uitleef waar ek beweeg. Kan ek omstandighede aanspreek in geloof. En geloof is hierdie dingetjie, om te kan sien wat ek nog nie sien nie, maar dit te glo dit gaan gebeur. Abraham verlaat Aram. Nou wil ek net so, en dit, ek sluit af met dit. Abraham verlaat Aram. En dit klink op die oor af, Jesus sê vol, dit was Jesus wat met die Ou Testament gepraat het so baie oor. Jesus het 2000 jaar terug vir eerste keer op die toneel verskyn. Hy is so van altyd af. Want Abraham sê, en hy het die Here gesien met 2 engele kom, en hy sê, Here, hy praat met Jesus. Maar oké, hierdie Abraham, wat met die Here gesprekke voer, hoor by die Here,
hy moet Aram verlaat. En gaan na die land wat God vir hom wys. En hy gaan die vader word van baie. Right, Abraham dink so by homself, hy het 'n wenresepie, hy het vir Sarah beautiful one, mooi vrou. Hy kan sien, hier kan 'n nageslag gebore word. Hy trek weg uit Aram uit. Maar wie was die verhaal in Aram? Sy pa is die rykste handelaar in Aram. Hy is reeds 'n biljoenêr in vandag se terme. Hy is die erfgenaam van biljoene. Hy is die erfgenaam van 'n ryk handelaarsbedryf. En God sê hy moet dit los en die onbekende ingaan wat hy nie ken nie, want God wil hom seën en van hom die vader van nasies maak. Daarom word Abraham die vader van geloof genoem, want hy het gelos wat hy het, alles wat vir hom sy anker was, om God gehoorsaam te wees. En hy stap uit en hy begin hierdie pad. En guess what? Sy komputer wat gesê het, plenty time, baie kindertjies maak, groot nasie, sy vrou word nie swanger nie. En op 100-jarige ouderdom bring Sarah een seentjie in die lewe. En God sê, in Isak sal daar 'n Jakob wees, wat sy naam na Israel verander sal word. En hy sal 'n seën wees vir nasies. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, al lyk jou begin hoe klein, en jy moet soveel prys gee, om jou alles vir hom te gee. Vertrou hom as hy vir jou sê, dat jou einde sal groter wees as jou begin. Dit sal groter wees, want hy is 'n vader van beloftes, en hy gaan nie terug op sy beloftes nie. Kom ons sê, Vader, dankie dat die beloftes nooit leeg terugkeer na U toe nie. Dankie dat U beloftes vanmôre is waar ons vashou. Dat Papa Vader God ons gebied in hierdie gemeente is, ons wil nie meer net sonde opstaan, omdat ons gedwing voel om kerk toe te gaan nie. Omdat ons bang is, ons wil in hierdie plek op 'n Sondag by mekaar kom met 'n verlange om toegerus te word. Met 'n verlange om U woord te hoor, wat in my omstandighede inspreek en my die oorwinning gee, terwyl ek nog nie eens in die oorwinning is, maar 'n vaste geloof die oorwinning is op pad. Vanmôre, Papa Vader God, bring ek elke besigheidsman, elke besigheidsvrou in hierdie diens se besigheid na U toe. En kom spreek ek lewe oor hulle besigheid, spreek ek lewe oor hulle finansies. Here, ek kom elke huisgesin, elke huishouding vanmôre in hierdie gebou sit. Sy koskaste bring ek vanmôre na U toe. En ek wil vanmôre oor daardie koskaste proklameer. God sê hy sal voorsien. Want hy weet wat ons nodig het. En daarom spreek ek die belofte van God wat voorsien in al ons behoeftes oor hulle koskaste, oor hulle finansies, oor hulle gesondheid en hulle huishoudings uit. En Here, hulle wat vanmôre hier sit en die woordjie depressie is oor hulle lewe uitgespreek. Kom ek vanmôre en ek breek hierdie demoon van depressie. Se werk van voedseldaad na sterk man, na prins oor hulle lewens in die naam van Jesus Christus. Ek spreek die volheid van God se vrede wat alle verstand te bowe gaan oor hulle gemoedstoestand. Ek spreek God se plan, Vader, U plan vir hulle lewe, dat dit soos vuur sal begin brand in hulle binneste en hulle sal kan opgaan en waar hulle gebuk staan onder die leuen van die lewe, dat hulle kan begin te dans en sê, my God leef, en daarom dans ek voor hom, selfs al voel ek nie so nie. Want my oorwinning is vas in Golgotha hemel. En ek eer U vanmôre vir dit in Jesus, U kosbare naam. En die sê,